Habakuk 3 vers 17 lees, al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Ja, die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Here Jesus Christus, ons sê vir U baie dankie. Dankie vir die geleentheid wat ons het om by mekaar te kan wees as 'n familie vanaand, om onder hierdie dak saam te kan wees en om te kan hoor wat U vir ons wil sê. Opgesluit in die teks wat ons gaan lees. Die teks van Dawid kom hoor ons dat ons moet dans van vreugde. Op Pinkster dink ons aan soveel goed, wat gepaard gaan met hierdie dag, 'n dag van viering. Dis op hierdie dag, Here Jesus, waar ons reflekteer oor wie U ons gemaak het, wie in ons leef, en wie saam met ons na die wêreld toe gaan. So vra ons ook dan, Here Jesus, dat U vir ons in 'n oomblik van refleksie dalk iets sal wys waaraan ons kan vashou. Iets sal wys waaraan ons kan vashou. Iets wat ons binne in ons kan koester, wat vir ons die sekerheid gee. U los ons nooit nie. Dit is 'n realiteit, ons weet dit, Here. Maar opgesluit in ons roeping is dit ook, dat ons dit wat U vir ons doen, sal beroep om getuies te wees. En soms is dit ook so, Here Jesus, dat U ons roep om getuies te wees met ons lewens. Dat daar waar ons kom, ons 'n lig van hoop sal wees, dat ons vreugde sal bring, Here Jesus, waar somberheid is, en waar ons vir mense kan wys, omdat hy ons lewens in besit geneem het, kan ons oor alles dankbaar wees. Soos Paulus ons leer in Romeine 8, kan ons dan ook getuig alles ten goeie, vir die wat die Here liefhet. Word daarom verheerlik vanaand, Here, deur hierdie samekoms, deur hierdie geleentheid, en soos wat ons vorentoe kyk na die Pinkster, Here Jesus, mag elke aand 'n geseënde aand wees. Die boodskappe wat U bring, mag dit ook saam met ons gaan, Here Jesus, en ons vorm, en ons help om te volhard in ons geloof. Ons vra dit in nederigheid, Here. Amen. Vriende en familie, die Here groet ons elkeen vanaand, en hy groet ons by die naam. Opgesluit vanaand is ons naam in die Here se handpalms geskryf. Weet daarom, wanneer ons hier vanaand is, die liefde van sy Seun en die inwonende krag van die Gees met ons gaan. En laat ons ons lewe gee as 'n offer, en laat ons ons lewe gee as 'n getuienis, dat ons hierdie seën met ons neem. Ons woordverkondiging kom vanaand na ons toe uit die boek van Psalm, en ons gaan daar saam lees in hoofstuk 145, van vers 8 tot 21. 'n besonderse Psalm wat geskryf is deur Dawid, en wat vir ons iets tuisbring van die gebeure van Pinkster. As ons dink aan, dan kom herinner ons onsself dat dit die tussentyd was van Jesus wat aarde toe gekom het, tot sy kerk wat tot stand gebring is om in hierdie wêreld in te gaan. Dawid se Psalm, soos wat jy hom saam met my sal lees, is 'n baie waardevolle Psalm om ons te herinner dat ons partykeer vanuit 'n oomblikke waar ons dink aan swaar kry en seer kry uit moet uitkom om lofliedere te gaan sing. Want ons elkeen het iets om oor dankbaar te wees. Die vraag is natuurlik net, waarvoor is ons dankbaar? Op Pinkster kom herinner ons onsself daaraan, as gelowiges, ons het 'n paar goed om oor dankbaar te wees. En Dawid gee vir ons die taal wat ons gaan gebruik om daaroor te praat. Psalm 145 van vers 8 tot 21 lees soos volg. Genadig en barmhartig, lankmoedig en vol liefde,
Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Almal wat deur U geskep is, loof U, Here, en die troue dienaars prys U. Hulle vertel van die koninklike mag en getuig van U groot krag. Die mense moet weet van sy krag, van sy koninklike mag en majesteit. U koningskap is 'n koningskap vir alle tye. U heerskappy strek oor die geslagte heen. Die Here help al wat geval het op. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die oë van almal is op U gerig en U gee hulle kos op hulle tyd. U maak U hand oop en U skenk U guns in oorvloed aan al wat leef. Ja, die Here is regverdig. Die Here is regverdig in al sy handelinge, getrou in alles wat hy doen. Die Here is naby almal wat hom aanroep. Almal wat hom in opregtheid aanroep. Aan die wat hom dien, gee hy wat hulle vra. Hy hoor as hulle hom omroep. Die Here beskerm almal wat hom liefhet, maar al die goddeloses verdelg hy. Ek wat Dawid is, sal die lof van die Here verkondig. Laat al wat leef sy heilige naam vir altyd prys. Weereens die kernwoorde van Dawid in vers 21. Ek sal die lof van die Here verkondig. Dit wat hy gedoen het in my lewe. En laat al wat lewe sy heilige naam vir altyd prys. Here Jesus, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om te kan sing van die goedheid. Dankie vir die geleentheid wat ons het om te kan reflekteer oor U goedheid. Dat ons saam met Dawid ook kan lofliedere sing oor dit wat U in ons lewe verrig. As ons dink aan die beloftes wat gepaard gaan met hierdie besonderse dag, die belofte van die uitstorting van die Gees wat reeds in Handelinge 1, vers 8 ook vir die disippels gegee is, toe Jesus vir hulle gesê het, en julle sal die krag ontvang, wanneer die Gees van God op julle neerdal. Vanaand, Here Jesus, die belofte, dis een van soveel, Here, beloftes wat U vir ons waargemaak het, en ook daagliks nog steeds waarmaak. Die liefde, die goedheid, die trou, die genade is elke dag nuut vir ons, dit weet ons. En ons sê vir U dankie, Here Jesus, dat waar U beloof om ons nooit te los nie, Pinkster altyd met ons is. Dit beteken waar ons ook al kom, wat ons ook al doen, is U teenwoordig. Wanneer ons deur U oë kyk na dit waarin ons onsself bevind. Wanneer ons deur U oë kyk na alles wat ons doen, dan kom sien ons, Here Jesus, wat U sien. Dan kom sien ons, Here Jesus, wat U sien. Ons kom sien die mooi van die wêreld en die skepping. En daarom wil ons lofliedere bring, Here. Lofliedere soos Dawid gebring het, wat gepaard gaan met nederigheid. Gepaard gaan daarmee, Here Jesus, dat ons onsself uitgiet, vergeet van onsself. Eerlik. Hoe kosbaar is daardie naam nie, Here? Want opgesluit in U naam is daar soveel van U wese. Ons oordink dit, en ons kom eintlik vir onsself toe in ons lewe, en dalk vanaand kom herinner ons onsself aan hierdie goedheid, wat U vir ons, aan hierdie goedheid, wat U vir ons gee. Die goedheid dat U Gees ons herinner aan dit wat U vir ons elkeen gee en waaroor ons kan dankbaar wees. Maak ons harte oop om U woord te ontvang, Here. Breek die woord vir ons oop en mag ons gaan verkondig daar waar ons kom. Amen. Familie en vriende, vanoggend het ons in die erediens gefokus op die gebeure wat plaasgevind het by die graf. Ons het vir mekaar gesê dat Pinkster reeds begin het met Jesus se afsterwe. Toe die Jesus se liggaam begrawe is, het die Pinkster as te ware begin. Want juis in daardie oomblik van stilwording moes die disippels gereflekteer het oor alles wat Jesus Christus hulle geleer het. Dit is vir ons belangrik om van tyd tot tyd stil te word, het ons vanoggend vir mekaar gesê om te reflekteer oor
wat het Jesus se gebeure aan ons gedoen? Wat het Jesus se lewe vir ons gedoen? Want voordat ons die Pinkster kan ingaan en dit juis vier, het ons nodig om te verstaan wat gepaard gaan met sy opoffering. Eers wanneer ons verstaan wat Jesus Christus vir ons gedoen het en wat die uitstorting van die Heilige Gees vir ons elkeen beteken, dat ons lofliedere kan sing, waar ons as te ware in elke omstandigheid kan bly wees. Nadat Jesus Christus opgestaan het vanuit die dood, weet ons daar het 'n oomblik gekom waar hy moes heen gaan, waar die hemelvaart moes aanbreek. Ons het dit donderdag aand gevier, waar ons vir mekaar gesê het, Jesus Christus moes gaan, sodat die Gees van God kon neerdal op hierdie aarde. Maar hierdie is 'n teks wat ek glo ook ons baie selde ook oor reflekteer. Oor die besonderse woorde in vers 52 wat ons kom herinner aan die eerste handeling wat die disippels gedoen het nadat Jesus Christus opgevaar het. Dit is 'n vreemde handeling wat iets getuig van 'n snap van hoe goed die Here vir hulle is. Julle sal onthou, tydens Jesus se begrafnis was die disippels sonder antwoorde gewees. Meer vrae gehad as wat hulle antwoorde gehad het. En het hulle gewonder, waarheen nou? En hier kom Jesus Christus en hy staan op en hy praat met hulle en hulle sien hom. En so neem hy hulle uit na die eindhoeke van Jerusalem toe en hy vaar op. En Lukas se weergawe in vers 24 is vir my pragtig wanneer hy skryf in vers 50 tot 53. Daarna het hy hulle uit die stad gelei, sê Lukas, tot by Betanië. Sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. En daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly. Ek wens so dat Lukas vir ons 'n bietjie meer kon vertel het van wat in die harte van die disippels geleef het. Ek wens daar was 'n konteks gewees wat vir ons gehelp het om te verstaan wat binne in hulle aan die gang was. Toe hulle leermeester opgevaar het na die hemel toe, toe Jesus Christus hulle geseën het en op 'n wolk weggeneem het, wat het in hulle harte geleef? Was dit dalk iets van die oorwinning wat hulle besef het? Die oorwinning oor die dood, oor die bose? Was dit dalk 'n diepe sin van dankbaarheid van dit wat Jesus Christus kom doen, iets meer opgesluit, wat vir elkeen van hulle gebring het tot 'n oomblik van vreugde? Jy sien, vir Pinkster is elkeen van ons hierso vir verskillende redes. Elkeen van ons wat hierso sit, het 'n ander verwagting oor wat die woord vir ons moet sê. En dit is juis wat Pinkster ons moet sê. En dit is juis wat Pinkster so uniek maak. En dis juis wat elke erediens so uniek maak, want die Here se Gees praat deur 'n normale mens met jou. En wanneer die Gees betrokke is, kan hy woorde neem soos hierdie, en hy kan dit transformeer en hy kan vir jou iets gee wat jy mee kan huis toe. Ons weet nie wat die disippels oorbly was nie, en ons weet nie waarom het hulle die Here geprys terwyl hy in die tempel was nie. Maar wat ons wel weet is dat daar iets gebeur het wat binne in hulle hart 'n beweging tot stand gebring het, waar hulle tyd moes neem om vir God dankie te sê. Dawid is seer sekerlik een van die grootste simbole wat ons help om te verstaan hoe om te dans voor die Here. Hoe om ons roeping in te tree as gelowiges, om ook in dankbaarheid te dans voor mense. Om in tye van nood, in tye van onsekerheid, in enige omstandighede, die Here se naam te maak. 'n Besonderse woord wat ons leer vanaand, wat gepaard gaan met Pinkster. Ons elkeen het 'n roeping. En die roeping wat gepaard gaan met ons elkeen is dat ons 'n lewe moet gee aan die Here wat getuig van dankbaarheid. En dit is waar ons reistog van Pinkster begin vanaand. Ons begin by Dawid wat vorentoe gekyk het na die koms van die Messias toe. Wat in 'n oomblik van sy lewe ook oorbeweeg het van 'n treurlied af na 'n dankbaarheidslied. Psalm 145 het baie meer ooreenstemming met 144,
was daar 'n ondertoon gewees van seerkry, van worsteling, van klaagliedere wat in Dawid se hart geleef het. Maar in Psalm 145 word daar 'n brug gemaak van dit wat swaar is na dit wat goed is. Dis so half asof Dawid in hierdie Psalm gesê het, ek maak nou klaar met alles wat my hart teëdruk. Alles wat my op die grond neerdruk, ek maak daarmee klaar en ek fokus op wat goed en op wat aanneemlik is. Pinkster is juis vir ons ook oorbeweeg van 'n tyd waar ons reflekteer oor die lewe van Jesus Christus na die huidige oomblik van waar die kerk in die wêreld ingaan. Na die viering van Pinkster kom ons en ons beweeg in die tyd van die koninkrykstydperk in. En in hierdie oomblik sê ons vir mekaar waar Jesus Christus die kerk tot stand gebring het, deur die Heilige Gees wat neergedaal het op die apostels en die Heilige Gees wat die kerk in beweging gebring het na die eindhoeke van die wêreld toe, is ons deel van hierdie roeping. En dit vra vir ons, wat doen ons? Hierdie roeping. En dit vra vir ons, wat doen ons? Wat doen ons met hierdie roeping wat die Here vir ons gegee het? En wat beteken hierdie roeping? 'n Besonderse boodskap wat ek vandag ook vir myself moet toeëien is om te sê, dat een van die eenvoudigste goed wat ons kan doen met ons roeping is om vir die Here dankie te sê. Opgesluit. Binne in ons elkeen is daar iets wat die Here vir ons gedoen het, wat die wêreld moet hoor. En Pinkster is 'n geleentheid waar ons moet getuig. Getuig met ons mond, getuig met ons lewe, getuig met ons optrede, getuig met ons optredes, dat Jesus Christus leef. Waarlik, Jesus Christus het opgestaan en hierdie God is die God wat ons aanbid vandag. Dawid kom herinner ons daaraan dat ons vir 'n paar maande is dat ons kan dans in ons lewe oor die naam van Jesus die Christus. Nadat Jesus opgestaan het vanuit die dood uit, het hy die titel gekry, die Christus. Jesus die Christus, die opgestaande Heer. En deur sy naam het die disippels God geprys. Dis baie interessant dat wanneer ons dink aan hoekom Dawid die naam van God prys, dat ons sal lees dat Dawid het verstaan dat opgesluit in 'n naam is daar soveel meer van die wesenifikasie daarvan. Nou wat probeer ek daardeur sê? As jy vanaand na my kyk, dan kan ek vir jou vra, wat sien jy? Jy kan dalk vir my sê, jy sien die dominee. Jy kan dalk vir my sê, jy sien 'n man van 39. Maar agter daardie twee titels is daar soveel meer. En Dawid sê, as jy 'n loflied wil sing, het jy nodig om die Here te leer ken, want hoe meer jy hom leer ken, hoe meer begin jy sy eienskappe leer ken. Die eienskappe van liefde, van vreugde, vrede, hoop, genade ensovoorts. Al hierdie eienskappe word in ons lewe sigbaar. Jesus Christus se opstanding, Jesus Christus se opvaar, die uitstorting van die Heilige Gees het juis hierdie vir ons sigbaar gemaak. En vir 'n oomblik het ons net nodig om te vra, watter van hierdie deugde is vanaand in ons lewens wakker? Daar's 'n loflied opgesluit in ons elkeen. 'n Loflied wat die Here vir ons gee, wat ons moet gaan verkondig. En ek reflekteer maar net oor my eie lewe, en ek reflekteer oor die mense naby my. En ek kyk met nuwe oë na hulle en na myself om te vra, wat soek ons hierso? En waarom het die Here ons hier geplaas? En op 'n manier verstaan ek dat die Here vir ons 'n loflied gegee het. 'n Loflied van hoop wat ons dalk vir ons kinders moet gee. 'n Loflied wat ons wat te neergedruk is. 'n Loflied wat ons dalk moet deel met mense wat op soek is na uitkoms. Ons is agente van verandering. En daarom sê ons vir mekaar, wanneer ons praat oor ons roeping, moet ons vir mekaar sê, ons word geroep om ook te dans.
Ons word geroep om vir mense te vertel van die goedheid van die Here. Die disippels kon moontlik gedans het, omdat hulle besef het, al die beloftes van God wat hy gemaak het deur Jesus Christus, het waar geword vir hulle lewe. Ding waaroor ons kan dans. En dit is die dans van beloftes. Toe Dawid geskryf het aan die volk in Psalm 145 vers 4 tot 9, dan kom roep hy die opkomende generasie om dieselfde te doen as hy. Om uit te gaan en te doen as hy. Om uit te gaan en om lofliedere oor God se goedheid te gaan sing. Beloftes wat God vir hom gegee het. Dawid, ek sal vir jou voorsien. Dawid, ek sal vir jou sorg. Dawid, ek sal jou nooit verlaat nie. Maar het hy vir homself toegeëien en het hy gesien is waar vir sy lewe. Watter beloftes het die Here vir jou en vir my gegee? Watter beloftes hou ons aan vas vanaand? Watter van daardie beloftes maak deel van ons dans wat ons in hierdie lewe gaan uit gaan uitleef? Weet ons wat die Here vir ons beloof het? Staan ons op daai beloftes en gaan leef ons dit? Dawid sê, wanneer ons kom dans voor die mense, moet ons dans met die wete dat God se beloftes waar is, en dan moet ons dit gaan juist daaroor, dat ons moet getuig. Getuig met ons hele wese. Dis ongelooflik wat wanneer ons gaan reflekteer ook oor hierdie gedeelte, dat Dawid sê, om te dans voor die Here, om te dans op die beloftes van die Here is ook 'n vreugdevolle meditasie. 'n vreugdevolle meditasie oor wat God in my lewe aanhoudend doen. Oombliklik, elke oomblik van elke dag is God goed vir my. En dit is wanneer ons deel in die dans wat God vir ons gegee het, dat ons meer en meer, as ons in hierdie wêreld ons roeping wil uitleef, is ons geroep om in hierdie wêreld 'n roeping uit te leef wat getuig van vreugde. Dan kom sê Dawid vir ons kan ook vanaand dans, omdat God se neerbuigende heerskappy sigbaar geword het. Dis sekerlik die mooiste woord wat ek in 'n lang tyd gehoor het. Die neerbuigende heerskappy wat sigbaar geword het deur Jesus Christus. Vanaand aanbid ons 'n koning, 'n opgestaande koning, maar 'n koning wat verskil in wese van ander konings. Waar ander konings sou optree as tiranne, sou Jesus Christus gekom het om sy volk te kom lief hê, om tussen hulle te kom woon en om sy mense naby aan hom te hê. Ja, ons kan net gaan dink aan Filippense 2 se boodskap. Paulus gesê het, onthou, hierdie koning, hierdie Here, die Here bo alle Here, het afgekom aarde toe om tussen sy mense te wees. Die Here bedien jou en my vandag. En waarmee bedien hy ons? Met genade, met vrede, met liefde en met hoop. Is dit nie genoeg om ons te kry om te dans van vreugde nie? Is dit nie gedagtes wat vir ons help om in hierdie wêreld te gaan dans te midde van enige omstandighede nie? Die wêreld kan nie perfek wees. Daar is soveel goed wat ons in die gesig staar, soveel goed wat deur ons moet gaan. Maar een enkele gedagte wat ons kan saam met ons neem is om te weet die Here is daar met ons. En as die Here saam met ons is, dan weet ons sal dit kan maak. Ongeag van wat gebeur, ons het die Here se teenwoordigheid by ons. Die dienende Here is die een wat gekom het om nederig te wees. Die een wat gekom het om sy mense te leer hoe ook om nederig te wees. En dan leer hoe ook om nederig te wees. En daarom vanaand wanneer ons dans, dan dans ons ook met nederigheid in ons harte. En ons kom sê, Here, ons wil gehoorsaam wees. Ons wil vir U dankie sê, omdat U vir ons goed is. Die Here het vir ons sy goedheid kruis.
En die vraag is, hoe antwoord ons daardie goedheid? En dit is waar Dawid sy hele gedeelte probeer afsluit, deur te sê vir die volk, onthou, ons dans is 'n dans van getrouheid. 'n Dans wat daarmee gepaard gaan trouheid. 'n Dans wat daarmee gepaard gaan om te sê, God is nie net goed nie, maar ons kan op God vertrou. As ek dink aan 'n dans, dan dink ek gewoonlik aan 'n toneel wat plaasvind tussen twee geliefdes. En ek het nog nie Bybel nie. Totdat ek gelees het van Dawid. Totdat ek besef het, Dawid was 'n koning. Dawid was bereid om sy koningskap neer te lê en soos 'n doodgewone mens te dans oor God se goedheid. Om te toon dat hy dankbaar is vir wat God gedoen het. Easter is 'n tyd waar ons reflekteer oor God se goedheid. Ons kom dink aan sy getrouheid toe hy gesê het, ek sal met julle wees vir nou tot in alle ewigheid. Ek sal daar wees vir julle elke dag. God is getrou. God is getrou. Maak nie saak wat die wêreld vir ons sê nie, ons is getuies daarvan dat God getrou is. Die eerste deel van ons roeping vanaand is dat ons geroep word om hierdie dans voor te sit daar waar ons kom. Om vir mense te gaan God se goedheid, sy getrouheid, sy bystand. Want dit is die getuienis wat ons saam met ons neem, dat God se gees in ons woon. En daarom wil ek jou uitnooi om 'n gebed vir jouself vas te maak vir hierdie komende week. 'n Gebed waaroor jy kan mediteer. En dit is die gedeelte wat ons nie saam gelees het in Psalm 145 nie, vanaf vers 1 tot 7. Want daar staan, ek wil u lof verkondig. Ek wil u lof verkondig, my God en koning. Ek wil u naam altyd loof. Elke dag wil ek u loof. Ek wil u naam altyd prys. Die Here is groot, alle lof kom hom toe. Sy grootte is ondeurgrondelik. Geslag na geslag prys wat u doen en vertel van die magtige dade. Van die luister, die heerlikheid van die majesteit. Ek wil getuig van die magtige dade, sodat die mense oor die wonderdade sal praat. Ek wil van die grootheid vertel. Sonder ophou moet hulle u grootheid, u groot goedheid verkondig en oor u reddingsdade jubel. As jy wil antwoord op Pinkster, en as jy wil antwoord op die roepstem wat Pinkster vir jou gee, antwoord deur jou lewe vir die Here te gee. Daardeur dat jy toelaat dat die Here deur jou sal werk, dat die Here deur jou mense sal aanraak. En hoe raak die Here mense aan? Hy raak hulle aan deur dit wat hulle sien in jou. Wanneer jy kan dans in vreugde, wanneer jy kan dans oor God, dan raak jy mense. Mag dit ook vir jou waar wees in hierdie tyd, mag dit waar wees vir jou in hierdie week, dat jy die Here se goedheid sal ervaar, en dat jy sal dans oor sy goedheid, wat hy vir jou wys. Ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U goed is vir ons. Dankie dat U ons liefhet. Dankie dat ons op Pinkster kan reflekteer oor hierdie goedheid en die liefde, en dat ons kan reflekteer oor die dans wat ons vir U gee. Mag ons in hierdie dag en tyd, Here Jesus, waar ons sing oor wat U vir ons gedoen het, mag daardie lofliedere oorloop na die wêreld toe wat na ons kyk. Mag ons agente van hoop wees, Here. Mag ons daardie inwonende krag van die Gees ook sien werk. Here, dankie. Dankie dat U op hierdie aand ons ook Dankie dat U op hierdie aand ons ook herinner daaraan dat ons soveel het om voor dankbaar te wees. Daar is soveel goed wat in ons lewe sigbaar is, Here, van U goedheid. Help ons om dit raak te sien. Help ons om daaraan vas te hou.
antwoord te gee op die goedheid, deur 'n lewe te leef wat getuig van dankbaarheid. Here, U is oneindig goed vir ons, en ons sê vir U dankie, Here, dat ons kan deel in daardie goedheid vandag. Amen. God stuur jou en my na die wêreld toe, God stuur jou en my na die wêreld toe, om 'n boodskap van hoop uit te dra, 'n dans vir mense te gaan wys, wat getuig van God se liefde. Met die genade van God die Vader, met die liefde van sy Seun Jesus Christus en die inwonende krag van die Heilige Gees, kan ons daardie dans gaan dans. Mag die Here in hierdie Pinkstertyd jou herinner aan alles waaroor jy kan dankbaar wees, en mag jy daarop reageer